Here's your disclaimer. This next episode of the Flow Chats is in Afrikaans. So I'm gonna switch over right about now. Hierdie episode is 'n gesprek wat ek gehad het met Bibi Slippers. Ja, dis haar regte naam. 'n Digter en boekfanatikus, ook aanbieder van die TV-program In die Bed met Bibi. Dis 'n boekeprogram vir iemand wat wonder. Hierdie is definitief die episode, die onderhoud van hierdie podcast waarvoor ek nog die meeste voorbereiding gedoen het, want natuurlik intimideer digkuns my bietjie, alhoewel ek haar digbundel, haar debuutbundel Fotostaatmasjien vreeslik geniet het ek gevoel ek gaan moet 'n bietjie voorbereiding doen en vrae uitdink en temas gereed hê om met haar te bespreek. Maar natuurlik werk hierdie podcast so my onderhoude wat ek voer is natuurlike gesprekke wat vloei en nie te geforseerd is nie. So ek het absoluut geen van daai vrae gevra wat ek voorberei het nie. Maar eerder met haar gepraat oor wat jy in jou rugsak moet hê as jy in die woestyn beland en hoe Facebook ons lewens bederf en hoe jy weet waar om 'n boek te vind as jy jou boekrak rangskik volgens kleur. So ja, daar sy. Hier is ek en Bibi Slippers. Ek voel altyd een van my belangrikste reëls is waar ook al jy gaan, vat altyd water saam. Voel vir my met 'n botteltjie water gaan meeste van jou probleme oplos. Meeste? Ja, nie almal nie, maar as jy nog plek het, as jy soos 'n kar het of 'n rugsak of iets, ekstra broek, dink ek is tweede ding. Okay. Ek het nog nooit aan hierdie lewensreëls vir myself gedink nie. Maar dis goed jy sê oor die water. Ek moet 'n note daarvan maak. Ja. Nou, ek voel ook soos dit is nou my projeksie vir 'n ideale lewe wat ek nie regtig het nie. Ek kom by so 2 reëls vir myself en dan Okay. 2 is al 2 meer as baie mense. En is nergens opgeskryf nie. So ek voel as ek iewers vergeetachtig raak of 'n ongeluk kom. Sonder water ergens opdaag, sonder water in 'n broek. As mens jou ergens in die woestyn vind sonder 'n broek en dood gedehidreer, sal ek weet dit was 'n slegte dag vir jou lewensreël. Ek dink so. Ek dink ek moet 'n bietjie werk aan. Ek dink ek hou nogal van lysies maak. Is dit? Ja. En spreadsheets. Skryf jy jou lysies neer? Ja. Okay. Ja. In my kop werk dit nie. Nee. In my kop is die lysies baie langer. Ek het baie keer as ek gestres is of so in die aand. En ek gaan sukkel om te slaap want ek het te veel goed om te doen. Dan skryf ek dit. 'n lysie. Dis wat ek môre moet doen, dat ek kan ophou worry daaroor. En as gewoonlik 2 goed. Ek weet dit werk. Nie. Ek ken nooit nik, maar die laaste tyd is ek net soos pas uit in my klere. Word 3 uur in die oggend wakker en kom agter al die ligte brand nog. So ek's op die stadium te moeg om my wakker te lê en my te bekommer. Maar wanneer ek weer vind ek het ekstra slaap nodig of iets, sal ek miskien maar weer daai lysie ding gedoen. Dit werk regtig, dit is baie eenvoudige ding. Daai ding en om te gaan, as jy weet jy moet iets doen, doen dit nou, soos letterlik doen dit nou. Ja. En dan is dit verby. Maar yes, dit is so eenvoudig en dis die moeilikste ding op aarde. Veral, ek kry dit veral met as ek 'n paar e-mails moet stuur. Ja. En as jy net sit en dit doen, gaan dit 10 minute wees, maar dit kom op my lysie en ek los dit heeldag. Ek het hierdie e-mail inbox wat ek in maande nie oopgemaak het nie. En dan kry mens mos hierdie verskriklike fear wat opbou in 'n massive resistance in. En nou is ek te bang om die inbox oop te maak. Want ek weet daar's goed in waaraan ek aandag misgegee het en mense wat goed van my nodig het en dis eintlik maar net ek mis lankal daai werk gedoen het. Maar nou is dit te laat. En ek wil email bankruptcy file vir daai account. Soos
can't we just pretend it never existed? Ja. Ja. Daar's allerlei interessante anxieties waaroor iemand 'n boek moet skryf wat ek voel heel spesifiek is aan die tye waarin ons lewe. Soos daai jy het nie 'n teks teruggekry nie gevoel. Dit is iets wat nie bestaan het nie. Ons het lank en gelukkig sonder daai gevoel gelewe en nou is dit 'n deel van mens se lewe. Veral ek het 'n rukkie vroeër hierdie jaar my WhatsApp settings verander sodat ek nie meer kan sien wanneer mense laas online was of dat hulle my teks gelees het nie. Ja. En dit het 'n groot klomp van my anxiety verlig. En ek het my Facebook account delete. En I am a much happier person. Ek was nou by 'n meeting met iemand by die TV-kanaal en dan praat sy self en dan gaan jy net gou op jou Facebook en jy tik nou het hierdie interaksie met die mense en jy vra en dis ek net soos sal ek nou vir haar sê of sal ek net dit nog 'n rukkie geheim hou, maar ek is nie meer 'n presence op Facebook nie. So iemand anders moet maar opgaan en vir die mense vragies vra. Maar ja, I'm not the one. Ek het ook al soos dit het al by my opgekom die idee van net van Facebook afgaan, maar dan dink ek het pages wat ek run wat ek nie kan abandon nie. Ja. Wat maar nou dink het, miskien moet jy net 'n extra account maak waarvan niemand weet nie met 'n vals naam en dit gebruik om jou admin te doen en dan vir persoonlike redes net ek het nou vandag ook aan daai opsie gedink want ek het nou gedink miskien moet die boekprogram maar 'n Facebook page hê, maar as ek sê maar dan moet dit nou gelink wees aan my page. En toe dink ek presies dieselfde. Dit hoef nie, jy maak nou maar net. Ja. Ja, en dit is ook ek meen ek het vir my band ek noem dit 'n band. Ek voel altyd mense moet dit verduidelik. Ek noem dit 'n band, maar ons mense vind dit net een persoon, maar dit is 'n band. 'n band is 'n band. Ja, dis 'n band, klaar. Mense deal with it. Dis so ek voel oor. En gaan nou praat daaroor. So ek het 'n website en 'n Facebook page en 'n Instagram en die goed en Instagram word redelik afgeskeep, maar die ergste van alles is Twitter. Daar gebeur niks op my band se Twitter nie. Wat ek voel moet dit al wees, met mense dit dan ek het al verlede jaar die Twitter deletion gedoen. So dit was my eerste stap. Om Facebook te delete was 'n groot besluit. Ek het vir 'n maand daaroor geponder en dit toe gedoen. Dit was gister presies 'n maand gelede. En in die 1 maand wat ek nie op Facebook was nie, ek's gewoonlik so on average 'n 4 boek 'n maand leser, 1 week. En ek het 10 boeke gelees in die maand wat ek nie op Facebook was nie. Dit vat baie meer van jou tyd as wat jy besef. Ja. En ek bedoel, dit voel vir my dieselfde as ek daai 10 e-mails het wat ek moet stuur. Meeste van die tyd is ek besluit, want ek besluit ek moet dit stuur en wanneer dit actually gestuur word gespandeer op soos Facebook en YouTube en nonsens, jy weet. Klein nonsens is wat nie voel of tyd opvat nie, maar when you look at it. Ja, for sure. Ek vind nou net daai uur of as ek wakker word in die oggend op hierdie stadium omdat dit flip en koud is, gaan ek nie, gewoonlik sal ek opstaan en gym toe gaan, maar ek doen dit nie nou nie. En daai tyd wat ek sou gelê het daar vir 'n uur, ek's heeltemal wakker en op Facebook net rond gescroll het, lees ek nou. En ja, dit maak 'n verskil aan hoe mens jou dag begin ook. Dit voel net jy's in 'n ander headspace as wanneer jy vroeg in die oggend al vroeg oor politiek en nog 'n downgrade en al daai soort goed waaroor mense op Facebook moan. Dit is net nie nodig dat dit al voor ontbyt deel van jou lewe hoef te wees nie. Daai uur van denial is valuable. Ja, ek bedoel, dit is ook iets wat ek aan gedink het net dat jy gepraat het van tegnologie en hoe dit die lewe beïnvloed en hoe dinge anders is. Dit was vir my fascinating geweest om so rukkie terug met my oupa te gesels en uitgepraat van toe hy soos jonk was, soos 20 en dit moes hier nie 50s geweest of so. En hy was 'n klerk of iets en hy het 'n job gaan doen wat hy iets moes aflewer vir 'n boer op 'n plaas en hy het na die plaas toe gery in die middel van nêrens is en daar aangekom en die boer is nie daar nie, maar hy praat met die vrou en hy sê
waar's jou man, hoe hy is dorp toe, wanneer is hy weg, eergister, wanneer kom hy terug, weet nie. En is heeltemal okay. En ook stories van my ma toe sy jonk was en op 'n ander stad gaan swat het en huis toe kom vir 'n naweek en sy het die trein gemis. En iemand wag om haar op te laai by die stasie, maar sy is nie daar nie. Waar vandag as dit gebeur, panic jy. Dis 'n disaster. As jy wag vir iemand en hulle daag nie op nie, jy dink die ergste. In daai tyd was dit maar soos wel okay, sy sê seker maar plan maak. En sy het die volgende trein gevang en 'n lift gekry om niemand en 'n paar uur later by die huis opgedaag. En alles was fine. Ek was eendag besig om te teks met iemand en die mens het 'n huis opgepas, vreemdelinge se huis, ergens aan die Oosrand. En ons het heen en weer geteks met die sy sê, maar wil jy nie oorkom na hierdie huis toe nie? En ek sê, wel, doen niks anders nou nie, I might as well. En toe ek al weer reply op dit, toe hoor ek net niks. En toe 'n paar minute later, toe gaan ek soos, okay, is alles okay? Soos, ek het nou die adres, maar jy weet, moet ek net kom of wat nou? Ja. Hoor niks. En daai paar ure, die mens eventually uitgekom, het aan die slaap geraak. Maar ek het letterlik begin Google ander mense wat hom ken, om so te ruim net te gaan kyk of hy vermoor is, en dit was vir my obvious dat hy dood is. Ek was net nie seker hoe hy dood is nie, en of daar nog enigstens hoop is, jy weet, miskien sy mense kon... Ja. So, dis mal hoe dit jou eerste reaksie raak deesdae. Soos, en ek onthou na daai insident, het ek verskriklik introspection gedoen en gegaan, is dit net ek? Sou 'n normale persoon net onmiddellik gedink het, die mens het aan die slaap geraak. Want dat obviously niks gebeur om te maak dat hy jou net ewe skielik nie antwoord nie. So my automatiese assumption is definitief dood. Baie beslis. Maar ek dink ook in 'n soortgelyke manier wat jy gesê het van in die bed lê en lees in plaas van Facebook en negatief raak deur waaroor die wêreld kla is ook 20 jaar terug het jy een keer 'n dag vir 'n halfuur nuus gekyk op TV en dis dit. En nou voel ek ook soos dis die eerste ding wat ek lees in die oggend, dis die laaste ding wat ek lees in die aand. Dis oral, dis net hierdie Trump en Zuma en goeders. Depressing. Ek wonder waaroor of wat was die vorm, want ek glo daar moes soort van sulke anxiety gewees het vir mense lank gelede. Dit moes anders gewees het. Maar wat is die ekwivalent van daai scene? Jy weet, iemand het jou message gesien of begin jy sien typing en dan kom daar net nie 'n reply nie. Of die een waar jy weet, jy het iets gestuur en dan kan jy sien dis is typing en dan delete hulle dit weer en dan typing en delete en dan sê jy wat is so moeilik om te antwoord hieraan, maar dis duidelik iemand wat besig is om verskriklik te compose aan hulle reply en dan kry jy dit nie of wat ook al, maar dan moet toch seker, ek weet nie, het jy 'n brief gepos en dan of was dinge net jy het verlief geraak en getrou? Dit was so bad. Dit was ook 'n goeie kans dat dit is maar hoe dit gewerk het. Oh my god. Die uncomplicatedness daarvan boggle my mind. Wanneer laas het jy van enige iemand gehoor wat 'n uncomplicated verhouding het? Ja, ek bedoel, ek het ook gepraat van Facebook. Dit was vir my 'n fascinating ding toe hulle uitgekom het. Toe Facebook reg begin het en almal begin op Facebook gaan het. En een van die groot dinge wat soort van 'n nuwe invention was, is kategorieë van relationship statuses en die it's complicated een. Wat toe 'n nuwe ding geword het. En het voel vir my soos van 2007 af, is dit die default. Maar gebruik mense daai funksie? Dink jy? Sal jy it's complicated with hierdie persoon.
wat beteken dit? Soos, it's complicated with everyone. Ek wil almal soos tag in daai relationship status in, want dit is soort van, it's complicated with my parents, it's complicated with my brother, it's complicated with each one of my friends. Dit is die default, dink ek. Maar ek weet nie of dit altyd so was nie. Ek lees nogal daaroor, ek probeer verstaan hoe tegnologie en die manier waarop ons lewe op die oomblik ons idees oor ons verhoudings met mense beïnvloed en verander en daar is 'n paar dinge, soos wat they only became a thing now. Ja, ek vermoed een van die goed wat online dating gedoen het, en amper so, ek wil sê die gamification van online dating. Jy weet, die swipe aktiwiteit op Tinder, dis iets wat jy saam met ander mense doen. Jy swipe deur die mense en lag vir hulle en soort van judge, en dit is 'n sosiale aktiwiteit. Maar dit maak ook dat mens op 'n ander manier aan mense begin dink. Hulle word so half, jy weet, ek is nou moeg vir jou, so swipe jou left, en mense wat net verdwyn, of nie goed afhandel nie, of dit moes seker in die verlede ook gebeur het, maar ek dink nie dit was toe so maklik nie. Dit is nou net so maklik om mense of net te discard, asof hulle, ek weet nie, 'n disposable poncho is, wat jy nie nou meer nodig het nie, want die son skyn vir die oomblik. So I don't know, ek wens ek kon vir 'n tydjie net soort van in 'n ander tyd lewe. Ek weet nie of ek daarvan sou gehou het om uncomplicated interaksies met mense te hê nie, maar ek sou graag die kans gegee wou wees. Ja, net om te kyk of dit vir my sou werk. Of ek voel net dat ons baie experiences, en ek bedoel ook goed soos gesprek oor feminisme, wat daar's geen manier vir my byvoorbeeld om die female perspective regtig te verstaan nie, net want ek kan dit nooit first hand beleef nie. Ja. Dat ek weet wat net jy kan net soos 'n kleinertjie, net om daai posisie regtig te verstaan, en dieselfde met ander tye is ek vind net soos vir 'n dag in die 70s gaan leef, of whatever, net om ek het definitief ook die behoefte om myself net vir 'n kort tyd deur 'n paar ander mense se oë te kan observe, want ek het vermoedens oor soort van ernstige afwykings wat ek het, maar mens kan nie 'n objektiewe mening oor jouself hê en objektief met jouself omgaan nie. Soos jy het heeltyd al jou baggage en alles wat jy oor jouself dink en die manier jy na jouself kyk, word gefilter deur daai goed. En dan aan die een kant dink ek is baie maller as wat ek dink ek is, en ander mense kan dit sien, en ek wil net graag sien hoe erg dit is. Ja. Ek wil dit graag beleef. En aan die ander kant dink ek, miskien gee ek myself heeltemal te veel van 'n harde tyd, en as ander mense net soort van sonder my filters my observe, dan is dit nie so erg nie. Maar mens weet nie watter een dit is nie. Eendag is die een, ander dag is die ander een. En ek gaan doodgaan sonder om myself te ken. Ja. There's a happy thought. I guess dis nou net even goed te doen met aanvaar en deal mee. Ek dink weet nie hoe nie, maar probeer, I guess. So jy lees baie, ek sien nie baie boeke. Hier is baie boeke. En jy nou sê jy het gekry tot 10 'n maand. Ja, ek dink nie dit sal vir ewig aanhou. 10 'n maand is nogal heavy pace, en bygesê so 3 of 4 van die 10 hierdie maand was dunner boeke as gewone. Sit van een was 'n jeugroman, daai soort goed wat mense in 'n uur of 2 klaar lees. So ek weet nie of dit heeltemal tel nie, maar dis ook net ek is in 'n rustige fase waar ek nie heeltemal soveel multitasks is gewoonlik nie. Maar dit is verskriklik lekker. Ek het op 'n random
daar's nie regtig 'n rede hoekom ek dit doen nie, maar ek het besluit ek wil hierdie jaar die Bailey's Prize, wat dit was altyd die Orange Prize for Fiction en dis 'n prys wat net vroulike skrywers kom in aanmerking hiervoor. En hierdie jaar het ek net besluit, ek het nou tyd, ek's nou nie so besig soos gewoonlik nie, en ek wil deur die shortlist lees. Ek wil al die boeke wat geshortlist is lees voordat die wenner aangekondig word. Net ja, jy weet gewoonlik hoor 'n mens 'n boek het 'n prys gewen en dan gaan jy soort van vir daai boek, maar wat ek's op my 4de van 6 boeke wat geshortlist is. En net ja, I mean, this could go anyway. Dit hang af watter soort smaak die beoordelaars het en watter soort boek hulle nou voorlees is. Maar al die boeke is regtig goed. En ek dink mens mis op baie uit. Jy sal nie noodwendig hoor van die boeke wat nou 2de of 3de gekom het of net nie die wenner was nie. Ja. So dis regtig vir my 'n lekker aktiwiteit, maar terselfdertyd is dit ook heeltemal 'n sinlose ding om te doen. Ek weet nie hoekom hierdie kortlys, hoekom hierdie jaar, hoekom hierdie prys. Ja, maar ek gaan dit nou probeer klaar kry voor volgende week. Prys word volgende week aangekondig. Okay. Maar ja, dit verder lees mens ook, ek dink lees is op die oomblik so 'n sentrale deel van my lewe dat dit ek sou byvoorbeeld, ek het vroeër die maand vir die eerste maal iets van Karel Schoeman gelees. Voor dit was die eerste ding wat ek gelees het, sy Suicide Note. Wat my baie beïndruk het, dit was 'n beeldskone mooi Suicide Note en te dink ek ek sal 'n boek ook probeer as die Suicide Note so goed is. So het ek 2 boeke van hom reg gesit langs my bed en ek het begin met Op 'n Eiland wat hoogs aangeskryf was deur een van my vriende. Maar toe ek klaar is met daai boek, moes ek remedierende leesstof vind om myself net weer in 'n ander space in te lees, want ek het gedink as ek 2 Karel Schoemans in 'n ry lees, dan gaan iets erns snap of heeltemal buite balans wees, my lewe gaan net nie lekker wees nie. So ek onthou net die Afrikaans, dis ook in sulke dis in die 70's gepubliseer. Die Afrikaans klink vir my vreemd. Dit klink nie soos wat ons dit praat nie. Dis baie stram en ek het baie beslis na daai boek gevoel ek wil nou Engels lees. My volgende boek wat ek optel met Engels wees en dit moet deur 'n vrou geskryf wees. So toe ek boekwinkel toe gegaan en so iets gaan soek. Dis nie asof hier nie boeke in my boekrak is deur vrouens in Engels wat ek nog nie gelees het nie. En ek dink dis ietsie wat dis nou 'n volgende projekkie wat ek wil aanpak, is net vir elke nuwe boek wat ek lees, wil ek so 'n bietjie rondkrap en iets uit my boekrak uithaal wat hier staan, maar wat ek nog nie gelees het nie. Ek het so 'n boek gevind nou. Een van die boeke op die Bailey's Prize kortlys was Do Not Say We Have Nothing. En die skrywer van daai boek, Madeleine Thien, dink dis die mense al van sê, toe ek agter in die boek nou gaan kyk wat die ander boeke is wat sy al geskryf het, toe herken ek 'n titel, toe besef ek dis een van my boeke, ek het dit by iemand persent gekry, so of randomly, dit nooit gelees nie, maar dit is hier op my rak, so toe vind ek dit. Dis die cool ding van as jou boekrakke color-coded is, ek het 'n gevoel gehad vir watter kleur die boek is, so ek kon hom vinnig opspoor, vinniger dink ek as wat ek ja, miskien as alles alfabeties was, sou dit makliker gewees het, maar omdat my boekrakke is soos wat dit is, dis klomp kleinerige boekrakke. As mens dit alfabeties wil pak, gaan jy heeltyd met boeke verskuif en dit gaan net chaos wees. So die stelsel werk vir my goed. Ek vind maklik. Ek onthou ook vroeër van die jaar toe ek besef ek het ek weet ek het 'n eksemplaar van Tertius Kap se drama oor see, maar ek het dit nog nie gelees nie. Dat ek onmiddellik ook geweet hy lê tussen die rooi boeke en
die boek is nie rooi nie, dis net sy spine wat rooi is, maar ek het reg onthou. So met ander woorde, dis net 'n geheue ding. Ja, daar's iets van die toon van die boek wat gepaard gaan met 'n spesifieke kleurspine nie. Ek dink dit maak dit vir my makliker om my boeke te vind. En my brein onthou partymal verkeerd, dis vir my ook interessant dat nou en dan sal ek's oortuig die boek is blou en ek krap deur al die blou boeke en ek kan dit nie vind nie. En dan is dit actually omdat dit is 'n blouerige boek, maar die spine is geel en dan sê tussen die geel boeke. So dit gaan nou en dan it goes pear-shaped, maar vir die meeste van die tyd maak my boekrak arrangements dit vir my maklik om boeke te vind. Ek moes gister soek vir die so Arundhati Roy wat The God of Small Things geskryf het 20 jaar gelede. Haar nuwe boek word Dinsdag uitgereik, so nou in Junie. En ek moet die nuwe boek lees om 'n resensie daaroor te skryf, maar ek dink ek sal maar weer die ou een met revisit, want ek het The God of Small Things baie lank gelede gelees, ek op universiteit was, so dit kan nou al, ek weet nie, soos meer as 'n dekade terug. So ek wil daai boek weer lees en dit was vir my, ek het hom baie vinnig opgespoor. Ek was besig om boekrakke reg te pak, so dit het dit makliker gemaak. Maar dit is 'n groen boek. Maar vind jy dit belangrik as jy nou so iets doen en sê nou maar 'n spesifieke boek beoordeel, vind jy dit belangrik om byvoorbeeld te kyk na die persoon se vorige boeke en reg konteks te gee aan? Dit hang af of ek tyd het om dit te doen. Met Arundhati Roy is dit maklik want God of Small Things was haar debuut en almal het groot dinge van haar verwag. Ja. Die gebeur dan net niks vir 20 jaar nie. Ek het baie respek daarvoor. As jy 20 jaar gaan wag en jy weet na 20 jaar hier is jy volgende een nou. So maar aan die ander kant. Ja, maar daar's ander skrywers waar mense sal nooit tyd hê om deur die hele back catalog te gaan lees om bietjie konteks te kan gee of wat ook al nie. Maar dit is vir my lekker. Dis is toe ek nou hierdie boek van Madeleine Thien lees en die een wat ek gelees het wat op die Bailey shortlist is gaan oor revolutionary China en die Cultural Revolution daar. En toe ek nou die ouer boek lees, Dogs at the Perimeter, toe gaan dit oor die revolusie in Cambodia. Cambodia, hoe sê mens dit in Afrikaans? Cambodja. So dit is net interessant om te sien, sy het reeds, daai was 'n baie dunner boekie, korter storie, maar sy het reeds haar temas gehad. Sy het die toon van die boek is baie dieselfde as die langer een wat oor China gaan. Dit is vir my lekker om te sien hoe skrywers temas ontwikkel in hulle oeuvre tussen verskillende boeke, die boeke eintlik met mekaar gesels. Ja. En daar's net sekere temas is wat mense fascineer. Dit is die ding waaroor hulle gaan skryf. So dit maak nie saak eintlik of hulle of die boek se verhaal gegeewe racing of die bou van 'n huis of 'n groot trek is nie. Die tema waaroor hulle skryf is eintlik iets anders. Ja. En dis altyd daai ding. Ja. En dit is vrek interessant. Ja, ek dink dat dan is dit ook spesifiek soos rewarding om iemand se werke te gaan investigate. Ja, dit is baie lekker. En dan soort van iets oor die persoon te leer, voel ek. Ja, verseker. En ek wens partykeer, I wish that could be a job. Soos ek was regtig mal daaroor om letterkunde te studeer op universiteit. Dit is vir my lekker om myself op 'n bizarre vlak te verdiep in boeke en koneksies tussen boeke op te merk en moer hard daaroor te dink tot jou brein pyn. Maar wat die sin daarvan is, weet ek nie regtig nie. Dis net 'n kick, dis interessant en dis is gimnastiek of iets wat jy met jou brein doen. En ja, niemand wil jou nog betaal daarvoor nie. Nee, regtig. Mens kan seker akademiese artikels en goed begin skryf en ek verlang party net na die tyd wat ek aan my meestersgraad gewerk het en die navorsing wat ek daarvoor gedoen het en dit
dis net 'n sekere ritme van dink wat nie dieselfde is as om jou day job af te handel en jy weet, daar's sekere goed wat elke dag gedoen moet word en daar's sekere uitkomste. Met sulke diep akademiese gedinkery weet jy nie altyd waantoe dit op pad is nie en dit is opwindend. Dis lekker om nie te weet waarheen jy dink nie. En mens vind, jy dink interessante goeders uit en meestal sodra jy dit uitgedink het en dan begin navorsing doen daaroor, raak dit ook duidelik dat iemand anders het dit voor jou uitgedink. Daar is slimmer mense as jy, maar net om jou brein op sy eie tot op daai punt te kon kry, is die moeite werd, dit is lekker. En dis my jammer dat dit nie 'n groter deel, of dat daar net nie so baie ruimte in die samelewing is, om 'n lewe te kan maak uit so iets nie. Dis soos om vir 'n tyd by die huis te kan bly en net gedigte skryf, en dit lyk of jy leeg lê, maar jy doen nie, jy is besig met iets wat op ander maniere vir verskillende mense waardevol is, maar dit kan net gebeur binne 'n periode van stilte en waar daar nie ander afleiding is nie, en om daai tyd vir jouself te koop is byna onmoontlik. Ek dink in ander lande is mense bevoorreg. Daar's fellowships en residencies en jy weet, daar is net geld in die ronde en daai geld kan gebruik word. It is seen as a career, verstaan, dis 'n ander career en jy gaan nooit stinkryk raak nie, maar jy kan 'n decent lewe daaruit maak as jy weet. En dit voel my daai tipe goed is nodig daarvoor. Jy gaan moet vir sekere soort van kreatiewe missions of whatever gaan jy moet sê ek het tyd nodig om net daaraan te spandeer. Maar ek dink ons het die klein klap van Calvinisme wat ons weg het, is ook 'n probleem, want wanneer ek vir myself tot op hierdie stadium daai tyd gekoop en gegee het, dan voel ek skuldig daaroor. Dit voel of ek eintlik moet besig wees met iets anders en ek moet eintlik besig wees om iets te doen wat, jy weet, wat het ek nou vandag gedoen wat geld inbring? En eintlik, who cares? Ek bedoel, dit is vir my terug op soort van personal anxiety tipe goeders is nie noodwendig geld inbring nie, maar ek voel skuldig as ek, en selfs op 'n Saterdag wat ek voel dit behoort nie so te wees nie, as ek nie produktief was nie. As ek gelet Netflix kyk of iets dit, wat ek voel, maar mense het dit ook nodig. Dit behoort deel te wees van 'n soort van gebalanseerde lewe, is net baie keer chill en so ek dink wat lekker is vir my op hierdie stadium, die feit dat ek 'n boekprogram kan aanbied, is dat boeklees, ek voel glad nie meer skuldig daaroor nie. Dit voel altyd asof dit voel nie vir my of ek besig is om te werk nie, dit voel net lekker, maar weet, dit tel in my boekie as produktief. Ek was nou produktief, ek het nou die boek gelees. So die skuldgevoel kom nie, so ek wil myself eintlik net herprogrammeer dat ek oor sekere ander goed ook kan begin dink, dat iets 'n produktiewe stilte kan wees of net 'n produktiewe sit. Want mense is besig om goed te proses en jy is besig om daar gaan tog altyd goedjies in jou brein aan en selfs om series te kyk en so. Vir my voel dit ook ek's nog nie heeltemal gereed om dit te klassifiseer as werk nie. Maar ek wil graag op daai punt kom, want ek dink as jy geïnteresseerd is in storie vertel en dan is dit werk. Dis werk om 'n series te kyk en solank jy jou critical faculties of aangeswitch hou en besig is om op 'n manier ook iets daaruit te leer vir jouself, dan for sure, dis werk. Gelukkig dink ek in daai tipe wêrelde is al baie soort van subtiele lesse wat jy leer sonder om te besef jy's om te leer, as jy sien maar TV kyk of selfs met lees, dit voel net vir my elke boek wat ek leer vir my hoe om iets te doen of hoe om iets nie te doen nie, of waarvan ek hou, of waarteen ek 'n resistance het. En dit is definitief nie 'n conscious ding die hele tyd nie, dit gebeur subconsciously. Maar weer eens, dis kom ek nie skuldig voel oor lees nie.
En ek hoop dit gaan op 'n stadium vir my dieselfde wees met series, maar mense het ook net soveel tyd in jou dag en vir my is dit lekkerder om 'n boek te lees nog steeds as om 'n series te kyk. So partykeer as ek 'n klomp boeke in 'n ry gelees het, dan is ek nou lus nou vir 'n series. En dan sal ek gewoonlik net nie een episode nie, een series dan goed, jy weet. Binge een en dan is dit genoeg, dan wil ek weer boeke lees. Ja. So daar's so 1 of 2 naweke 'n jaar wat ek aan series sal spandeer, maar vir die res is ek maar besig om boeke te lees en die laaste tyd is ek so selfsugtig oor my leestyd dat ek regtig eintlik lanklaas flieke toe gegaan het en ek hou eintlik nogal daarvan om dit te doen. Maar nou is ek net so, is koud, ek wil nie opstaan nie. Ja, lekker lees. Dis definitief 'n voordeel van lees is hoef nie aan te trek nie, hoef nie met dit op te staan nie. Ja. Dalk net as jou bedside boekies opraak. Maar ja, ek het genoeg by die rand dat dit nie vinnig gaan gebeur nie. So, ek dink nou ook die idee van tyd afvat en ernstige tyd spandeer in 'n definitiewe rigting. Is dit was dit jou approach geweest met jou fotostaatmasjien bundel? Ek het nie regtig daai luxury gehad met hierdie boek nie. Ek het begin, dit was deel van 'n meestersgraad wat ek gedoen het en ek het gewerk, ek het altyd 'n werk gehad vandat ek begin het met my graad totdat ek dit uiteindelik klaar gemaak het 5 jaar later. Ja, so die enigste tyd wat ek net daarin gewerk het en toe het ek eintlik maar meeste van die tyd aan die teorie afgestaan want ek moes 'n tesis en 'n manuskrip indien. Ek het op 'n stadium in Kaapstad gewerk vir 'n tydskrif met die naam My Tyd. Dit was 'n insetsel in Rapport op Sondag, 'n weeklikse tydskrif. En op 'n stadium het hulle besluit om dit het te duur geraak om die tydskrif te druk. En toe het hulle dit gevlaai en ons is afgedank. Maar met 'n handsome severance package. So ek dink ek het 3 maande se salaris gekry en omdat dit is tax-free as dit met jou gebeur, net vir almal se inligting is nogal handig. So dit was genoeg geld dat ek 4 maande daarvan kon lewe. En ek het besluit I was dealt this hand, dit sak en ek gaan dit lekker maak. Ek gaan nie werk nie, ek gaan geen vryskut werk doen in hierdie 4 maande nie. Ek gaan net aan my meestersgraad werk en probeer om dit klaar te maak. Boy was I mistaken. Maar ek het verskriklik baie tyd op die strand spandeer. Ek het baie gelees, goeters oor poesie gelees en so en goeters vir my tesis en dis rarig 'n luxury. Ek het aan die begin gedink ek is nie iemand wat dit sal kan doen nie. Ek moet werk, ek moet 'n werk hê. En ek was verkeerd daaroor. Mens kan gewoond raak aan sogenaamde niks doen. Jy is nie besig om niks te doen nie. Ek was nooit verveeld nie. Ek het dinge gevind om daai tyd mee te vul en ek dink tog in retrospek dit was konstruktiewe dinge. Dit was nie tyd waaroor ek spyt is nie. Ek onthou van die boeke wat ek toegelees het. Ek onthou hoe ek daar omgesit het en net geskryf het en of dit nou my tesis was of ek probeer gedigte skryf het. It was work. Dis anders en dit het 'n ander ritme, maar dit is waar. Maar so dink jy daai aftyd het dan baie goed bygedra. Dit het definitief dit het toegelaat dat ek my tesis behoorlik kon klaar kry. Toe het ek 'n ander werk gekry hier eers by 'n ander tydskrif in Kaapstad begin en toe trek ek Johannesburg toe waar ek baie fast-paced en ongelooflik besige werk gekry het. En dit was nie dit was 'n hele nuwe produk op TV wat ons gelaunch het. So dit was regtig hektiek aan die begin en daar was nie die luxury van tyd net vir skryf nie. En toe die volgende so 'n bietjie minder as 'n jaar
nadat ek met my nuwe werk begin het, moes ek my meestersgraad afhandel. En toe het ek 'n week verlof gevat by die werk, onbetaalde verlof gevat, en die naweek voor dit en die naweek na dit bygetel, so ek het so 10 dae afgehad, altesaam. Ek het my telefoon vir 'n kollega van my gegee, en ek het myself van die internet afgeblok met sagte ware deur die dag. Okay. En toe het ek vir 10 dae net geskryf. Ek was nogal hektiek. Ek het voor daai 10 dae winkel toe gegaan en kos gekoop vir 10 dae, so 'n geransioneerde kos. Daar was 1 energy drink, 1 energy bar, 1 soos chocolate, So dit was vir elke dag. Uit die huis uit te gaan Ek het vir 10 dae, ek het soms uit die huis uit gegaan as ek regtig vasgehak het, dan het ek 2 keer om die blok gestap, maar ek het nie in 'n winkel ingegaan nie, ek het nie met mense gepraat oor die foon nie. Dit was maar net 10 dae op my eie, en dit is daai 10 dae tot 'n groot mate die boek gemaak. As dit nie vir dit was nie, nee, ek weet nie wat ek sou gedoen het nie. So buiten vir dit was dit dan maar 'n soort van lang naweke partykeer waar ek 'n Vrydag en 'n Maandag sou afvat en vir 4 dae aan een werk. Maar dit is ook 'n geval van Ja. jy maak blokke van 'n paar dae. definitief blokke tyd, en die 10 dae het my ook net iets geleer van 'n sekere momentum wat mens opbou, wat jy nie in 4 dae, Ja. dis nie dieselfde nie. En ek dink dit het my laat dink, en ek kon nog nie uitwerk hoe ek dit prakties moontlik gaan maak vir myself nie, maar ek wil graag so lewe dat ek sê maar vir 3 maande my gat af werk aan 'n werk, en dan 3 maande kan vat en dan net skryf, en dan weer 3 werk en 3 skryf. Miskien prakties gesproke sou dit eerder wees 6 maande werk, 3 skryf, 6 werk, 3 skryf. I don't know. Ek's nog steeds nie daar nie. Ek is iemand wat in teorie baie hou van die idee van job sharing. Ek dink dit sal in kreatiewe mense se gunst stel as mense in dieselfde bedryf en industrie en so werk. Of 2 mense nie 'n werk kan deel nie. Al 2 ken die ropes van die job presies. En dan 3 maande aan, 3 maande. Ja, een werk vir 3 maande, die ander een werk vir 3 maande, en dan met mense maar planne maak om die salaris swaalf. Jy weet, te split, dat jy nie in die 3 maande wat jy nie werk niks kry nie. Ja. Jy kry vir die 3 maande wat jy werk 2/3. Ja. En dan, I don't know. Ja, maar ek bedoel, ek dink ook soort van my geaardheid, my persoonlikheid met kreatiewe projekte voel ook jy het tyd nodig, weet jy, regtig dedicate daaraan. Ja, absoluut. En dit voel ook soos jy kan nie sê okay, hierdie naweek gaan ek iets skryf nie, want dit voel vir my amper jy's gereed om Sondag aand jy gereed om te skryf en dan is jy tyd op. Ja, nee, daar's iets te sê vir die tyd wat dit vat net om af te skakel en om in die regte zone te kom. Dis nie airy-fairy bullshit om oor Sweeds te praat nie. Jy met ander dele van jou brein access wat jy nie noodwendig meer werk elke dag nie, en daai dis so spiere. Hulle is dalk uit oefening uit. So ja, ek weet nog steeds nie wat die ideaal is nie. Ek weet nie hoe mens jouself sal onderhou as jy nou so unfortunate is om 'n gift te hê vir poetry nie. Seriously, could it not just be professional gaming? Want ek sien daai ouens, they are coining it, man. Ja, daar's net partyvelde van hierdie goed wat amper geklassifiseer word as niks doen vir 'n lewe wat beter betaal as ander. Absoluut. Kon ek net 'n beter betalende niks doen. Ja, I don't know. Ek voel nogal miskien moet mense soos jy maar net ryk trou of iets. Kyk, ek het planne en ek verwelkom aansoeke. Maar dis nou ook nie so eenvoudig om ryk te trou soos wat dit klink nie.
Al my pogings My kan ook in die venster. Al my pogings om tot dusver om dit reg te kry was onsuksesvol. En ek weet nie hoe my tweede bundel ooit sal verskyn as ek nie binnekort ryk trou nie. Dus my time is running out. Ja. So, is dit die plan, 'n tweede bundel? Ek weet nie. Ek weet nie of ek vermoed as ek nog 'n digbundel skryf, sal dit weer so lank vat soos wat die eerste een gevat het, minstens 6-7 jaar. En ek sou graag iets wat publiseer vinniger as dit. So ek dink net ek wil ander genres probeer. Ek wil kyk of ek kan stories skryf. En so ek weet nog nie presies wat's volgende nie. Ek het die boek het in November 2016 verskyn en ek het gehoop om teen April hierdie jaar te begin aan iets nuuts. Maar daar's nog niks. So en nou my dagboek het vir my so lekker oop en ja, min major commitments vir die tweede helfte van die jaar, so ek het baie hoop gehad vir geskryf en nou het dit net ewe skielik is daar al hierdie goeders wat ek moet doen en dan dink ek, ek weet nie, dit is vir my moeilik as ek nie 'n bloktyd het om net te skryf nie. So ek het plannetjies, ek wil baie graag tyd afvat, maar dan val daar ook goed voor. Mense het sekere verantwoordelikhede by die werk en mense om my is besig om swanger te raak of is baie siek of wat ook al en hulle moet groot hoeveelheid dit tyd vat, wat beteken dat ek dit nie kan doen nie. So ek sal een of ander tyd maar net 'n besluit moet maak oor of voltydse employment my gig is, want ja, ek is maar 'n ou hoofmeisie, so ek gaan nie iets doen wat ander mense in die kak laat nie, verstaan? So ek gaan altyd die verantwoordelike ding doen en dis baie keer dis 'n moeilike soort persoonlikheid om te hê as jy 'n tweede career het waarvoor jy eintlik nogal selfsugtig moet wees. Jy gaan moet daai tyd demand. Ja. En ja, miskien mens kan nie die tyd demand as jy sekere goed aan jou werkgewer verskuldig is nie, so dan moet jy maar die leap vat en nie meer 'n werkgewer hê nie. Maar dit is ook 'n leap in die rigting van heelwat minder inkomste, wat beteken heelwat minder tyd om te doen wat jy wil doen. Ja. So yes, mens, dis catch-22 squared. Ja. Hier ek gekom vir antwoorde en Nee, you've come to the wrong place. Jy moes van die begin af gesê dis wat jy hier soek. Ek kon jou vinnig die deur gewys het. ja, so as dit al antwoorde is wat ek gaan kry, dan moet jy my maar seker die deur wys. Dankie dat jy aan my gesels het. Dis 'n plesier. Dit was eerlik. Dis 'n plesier. En Is hierdie die deel waar ek ietsie sing? ja. Nee, nie rarig nie. Ja, ek het vir 'n oomblik gedink ek het vergeet om vir jou die brief te stuur. Die deel waar ek sing. Ja. Blykbaar het ek en jy het net geweier. Ek weier. Ek's jammer. Okay, thanks. Bam, 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 that's the sound of my gun. Daai was 'n lekker gesprek. Nie dat enige episode van hierdie podcast al 'n boring gesprek gehad het nie. Ek moet sê ek's vreeslik in my noppies met die gaste wat ek al gehad het en die fascinating gesprekke, want hulle is sulke interessante mense. Ek love dit. As jy dalk nie so dink nie, as jy enigstens kritiek of kommentaar het op hierdie podcast, stuur asseblief vir my e-mail by moan@theflow.co.za. Dis moan@theflow.co.za. Ek lees dit graag, ek sal daarna kyk, maar selfs beter en wat regtig al vir my cool sal wees is as jy hierdie podcast geluister het, as jy dit geniet het, gaan asseblief na jou podcast app, na
Apple Podcasts of Stitcher of wherever en gee die podcast 'n rating. Skryf 'n kommentaar of 'n review ook by. Dit sal vir my regtig fantasties en awesome wees. Dan kan ander mense ook sien wat jy gedink het daarvan, dat jy daarvan hou. Jy kan dit ook natuurlik share op Facebook of Twitter of wat ook al social media jy gebruik of stuur 'n e-pos aan jou vriende en familie en sê vir hulle, as jy ietsie cools wil luister, hier is 'n skakel na the Flow Chats. Ook as jy dalk luister na hierdie podcast op SoundCloud of YouTube, sou ek ook voorstel jy gaan subscribe op Apple Podcasts of Stitcher of jou gunsteling podcast app of wat ook al. Want SoundCloud en YouTube is nie ideale platforms nie en hulle gaan nie, die podcast gaan nie vir ewig daar wees nie. Ek het nou juis die eerste 2 episodes van SoundCloud afgehaal. So, wees bewus. Die beste plek om te luister, om te subscribe, om op hoogte te bly, sal altyd Apple Podcasts of Stitcher of 'n podcast app wees. Jy subscribe en dan download dit outomaties na jou foon toe of na jou rekenaar toe of na jou device toe en jy hoef niks te doen nie. Jy kan net terugsit en wag vir die nuutste episode van The Flow Chats en lekker luister. Gepraat van die nuutste episode van The Flow Chats. As alles volgens plan verloop, behoort daar 'n nuwe episode in jou inbox, in jou subscription, in jou foon of jou rekenaar te wees oor 4 weke. So, bly op die uitkyk. Ek vermoed dit gaan 'n goeie episode wees. Want hulle is almal